Welkom by Môre onder die soeplig. Ek is Rian van Vuren, julle gasheer. En vandag kyk ons na krakie in die fondament van Suid-Afrikaanse openbare bestuurswese. Dit begin nie in 'n raadsaal in Pretoria of 'n hof in Kaapstad nie. Dit begin in 'n stowwerige strate van Koster en Swartriggings. In die Getleng plaaslike munisipaliteit het iets gebeur wat toekomsnavorsers 'n swak sein noem. 'n Klein gebeurtenis wat dui op 'n moontlike betekenisvolle verskywing in die toekoms. Ons praat hier van die opkoms van gemeenskapsbestuurde zones, of GBBS'e, waar die staat val en die burger sê, genoeg is genoeg, ons doen dit self. Kom ons skets die prentjie. Stel jou munisipaliteit voor, waar die krane droog is, rou riool in die strate afloop en die paaie meer gate as deur het. Dit is nie net ongerieflik nie, dit is 'n sistemiese ineenstorting. In Getleng rivier was dit die werklikheid. Maar pleks van net betoog het die inwoners iets radikaals gedoen. Hulle het die hof genader en gevra vir die reg om die werk self te doen. En die hof het ja gesê. Dit is die geboorte van 'n opkomende gemeenskapsbestuurde organisasie. 'n Noodgedwonge oorname van mag. Dit is nie 'n beleid wat die regering omverwerp nie. Dit is van onder af bestuur. Die staat het 'n vakuum gelaat en die gemeenskap het dit gevul. Wat maak Koster so belangrik vir die toekomshorison? Dit wys ons op boublokke van hoe Suid-Afrika oor 10 jaar mag lyk. Eerstens het ons die verskywing van operasionele beheer. In Getleng rivier het belastingbetalersverenigings en sakegroepe nie net gekla nie. Hulle het ingenieurs aangestel, infrastruktuur herstel en rioolaanleg te bestuur. Tweedens sien ons 'n groeiende rol van die reg in bestuur. Dit beteken dat howe nou die argitekte van ons dorpe word. Die politieke era val, so die regstelsel moet intree om basiese menseregte te beskerm, deur mag aan die gemeenskappe te delegeer. En laastens, finansiële autonomie. Die oomblik as mense direk betaal vir dienste aan 'n trust, plek van 'n disfunksionele maatskappy, verander die sosiale kontrak vir altyd. Toekomsscenario's vir 2026 tot 2035. As ons hierdie neiging vorentoe projekteer, waar gaan ons heen? In toekomsstudies kyk ons na scenario's. Kom ons verken 3 moontlike paaie vir Suid-Afrika teen 2035. Scenario 1, die Lappies-Konbers staat. Dit is die mees waarskynlike roete. Suid-Afrika ontwikkel in 'n hibriede landskap. Ryker dorpe soos Kosters of gedeelte van die Weskaap word semi-autonome eilande van funksionaliteit. Hulle bestuur hulle eie water, krag en sekuriteit deur GBBS'e. Intussen verval armelike landelike gebiede wat nie kapitaal of die kundigheid het om hulle eie dienste oor te neem nie. Dit is 'n tweespoed land. Scenario 2, formele integrasie. Hier erken die nasionale regering dat hulle nie oral kan wees nie. Hulle skep nuwe wetlike raamwerke vir gemeenskapsbestuurde zones. Koster word 'n nasionale loosprojek. Munisipaliteite word slegs reguleerders terwyl gemeenskapstrust die private vennote die werk doen. Dit stabiliseer die land, maar dit verg 'n massiewe ego-skuif van politici wat 'n beheer moet afstaan. Scenario 3, die sentralisering teen reaksie. Die staat voel bedreig deur die verlies aan beheer en inkomste. Hulle veg terug met nuwe wetgewing wat gemeenskapsinisiatiewe verbied of bemoeilik. Dit lei tot verhoogde konflik, belastingstakings en eintlik 'n groter ineenstorting omdat die staat steeds nie die vermoë het om die dienste self te lewer nie. Wat beteken dit vir jou en my? Eerstens beteken dit dat die definisie van munisipaliteit is besig om te sterf. Die toekoms is pluralisties. Dit gaan nie meer net oor wie verkies word nie, maar oor wie kan lewer. Die staat, die howe, die privaat sektor en die gemeenskap gaan almal mag moet deel. Tweedens gaan ons oor 'n verskywing sien van politieke aanspreeklikheid na operasionele aanspreeklikheid. Mense gaan minder omgee watter party in bewind is en meer oor die diensvlak ooreenkoms wat hulle met die plaaslike gemeenskapsbestuurde raad het. Maar daar is 'n donker kant, ongelykheid. As goeie bestuur 'n doen dit self projek word, wat word van die gemeenskappe wat nie die gereedskapskis het nie? Dit is die groot etiese vraag van die 21ste eeu in Suid-Afrika. Vir die wegneem idee, Getleng rivier is nie anomalie nie. Dit is 'n spieël. Dit wys vir ons 'n toekoms waar burgers nie meer passiewe verbruikers van staatsdienste is nie, maar aktiewe aandeelhouers in hulle eie oorlewing. Die toekoms van Suid-Afrika gaan dalk nie
in parlementêre wit skrifte geskryf word nie. Dit gaan geskryf word deur mense wat pompe en koste aan die gang hou. Dankie dat jy saam met my gekyk het na die grense van beheer. Ek is Rian van Vieren, tot volgende keer. Hou jou oë op die horison en jou hande op die stuurwiel.